Goeiedag en baie welkom hier by ons aanlyn diens. Dis vir ons so ongelooflik om saam met jou te kan kuier waar ook al jy vandag is. En is vir ons altyd eerste prys om 'n persoon saam te kan kuier. Maar ons is so dankbaar vir tegnologie wat hierdie moontlik maak. So waar ook al jy is, mag jy vandag se diens geniet, mag jy toelaat dat die Here in jou hart inspreek en ek wil jou uitnooi. Haal 'n notaboekie uit, haal jou Bybel uit. Beleef dit asof jy saam met ons vandag hier in Oase gemeente is en mag dit jou lewe verander. Geniet die boodskap. Ek wil vanaand begin deur vir ons te lees uit 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 5 wat sê: Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas, wat ook Petrus is, genoem, dis Petrus se ander naam, hy het aan Sefas verskyn en daarna aan die 12. Nou net so 'n bietjie duidelikheid oor hierdie gedeelte, dis Paulus wat skryf hierso. En hy skryf aan die Korinte. En net vir duidelikheid, hier waar hy sê Jesus het aan Petrus verskyn en toe aan die 12, net vir die van julle wat, ek weet nie as dit regterbreinmense of linkerbreinmense is nie, maar wat daai breinkant van die mense is, wat nou hier sit en dink, maar Judas, want hierdie was na Jesus se opstanding gewees. Judas was mos nie deel van die 12 nie. So net om hierdie te verklaar eintlik, wil ek sê, dit is so goed soos om te sê, want dis die term wat hulle gebruik het daai tyd. Die WP, as hulle een van hulle spelers 'n rooi kaart gekry het, dan bly hulle nog steeds die WP. Julle verstaan dit. Nou net so is dit net die Bybelse manier om te verwys na Jesus se disippels, sy 12 disippels, is net om te sê, dit was die 12 gewees. So al was dit net 11 op hierdie stadium, na Jesus uit die dood het opgestaan het, met Judas wat hom verraai het, verwys hulle net na die 12. So ek wou net daai duidelik gemaak het, van die begin af. Maar volgens Paulus, wat nou hierdie gedeelte geskryf het, wat die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf het, volgens hom, is die belangrikste boodskap wat hy al ooit aan enige gemeente geskryf het, die belangrikste boodskap wat hy al ooit gepreek het, volgens hom, is dit dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het, vir ons sondes. Dat hy begrawe is, en 3 dae later uit die dood opgestaan het. En wie van julle sal saam met my stem, dat dit tot vandag toe nog behoort die belangrikste boodskap te wees wat daar is. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf, hy is begrawe en hy het uit die dood uit opgestaan. En ons het dit so 2 weke terug, het ons dit geselebreit, op Paasnaweek. En na Jesus opgestaan het, het hy 'n paar verskynings gemaak aan 'n paar mense. En die heel eerste mens aan wie Jesus verskyn het, na sy opstanding, was Maria Magdalena gewees. En nadat hy aan Maria Magdalena verskyn het, het hy aan Maria Magdalena en die ander Maria verskyn. Maar daarna, die 3de persoon aan wie Jesus verskyn het, was Petrus gewees. En dis wat hierdie gedeelte vir ons sê, hy het aan Sefas verskyn, en daarna aan die 12. So dit is belangrik vir ons om te weet, dat Jesus uit al sy disippels, het hy heel eerste aan Petrus verskyn, voordat hy aan die res van die disippels verskyn het. Eerst aan Maria Magdalena, toe aan Maria Magdalena en die ander Maria, maar hulle was nie deel van sy 12 disippels gewees nie. Ek praat van sy 12 disippels, sy 12 apostels. Die een aan wie hy heel eerste verskyn het, was Petrus gewees. En ons is besig met 'n reeks oor wat Jesus gedoen het in sy tyd na sy opstanding en sy hemelvaart. In presies 40 dae wat Jesus gedoen het hier op aarde. En my tema vir vanaand is, het jy al ooit Jesus verraai? En is 'n vraag wat ons vir onsself kan vra, soms so hier aan die begin. Het ek al ooit Jesus verraai? Want dit is my nogals opvallend dat Jesus heel eerste aan Petrus, voor al die ander 12 van sy disippels, heel eerste aan Petrus verskyn. En dat dit 'n oomblik is waar hy alleen aan Petrus verskyn, waar daar nie ander mense by was nie. Nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, verskyn hy aan Petrus alleen. Nou ons lees in die evangelies en in Lukas veral lees ons van hierdie gebeurtenis, maar dit gee nie vir ons baie konteks
van wat in hierdie oomblik gebeur het nie. Inteendeel gee dit eintlik vir ons geen konteks. Dit verduidelik nie vir ons wat gebeur het, wat se gesprek was daar tussen Jesus en Petrus nie. Dit verduidelik niks van daai vir ons nie. In Lukas 24 vers 34 sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon, wat Petrus se ander naam is, verskyn. Hierdie ou het baie name gehad. Hy het regtig baie name gehad. Maar Lukas 24 vers 34 sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. En dis al wat ons het. Dis letterlik al wat ons het. Die Here het opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Maar vir ons om te kan verstaan hoekom Jesus heel eerste aan Petrus verskyn het, gaan ons 'n trip down memory lane moet vat. Ons gaan so 'n bietjie moet rewind in Petrus se lewe, na voor Jesus gekruisig is toe, vir ons om clarity te kan kry, vir ons om te kan verstaan werklik hoekom het Jesus heel eerste aan Petrus verskyn. So ons is besig met 'n Bybelskool ook vanaand. Dis nie net 'n preek wat julle kom kry het, julle kry 'n bietjie Bybelskool ook vanaand. So Jesus, letterlik 'n dag voordat hy gekruisig word, is Jesus en Petrus in 'n gesprek. En Petrus sê vir Jesus, ek sal u nooit verloon nie. Hy kyk na die ander disippels wat daar staan en hy sê, hulle sal dalk u verloon, maar ek, wat Petrus is, ek sal dit nooit doen nie. Is Petrus se woorde aan Jesus in daai oomblik. En Jesus sê toe vir Petrus, vanaand nog, voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. En kom ons fast forward so 'n bietjie, die storie. En ons kyk wat sê Lukas 22 vers 54 tot 60. Dit sê, hulle het Jesus toe gevangene geneem en hom weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. Dis nou voor Jesus se kruisiging. En Petrus het op 'n afstand agterna gekom. En in die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het hom toe goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken deur te sê, juffrou, ek ken hom nie. 'n Rukkie later sien iemand anders hom en sê, jy is mos ook een van hulle. Maar Petrus antwoord, man, ek is nie. Na verloop van so wat 'n uur het nog een met beslisheid beweer, so waar, die een was ook saam met daardie man. Hy is mos ook 'n Galileër. Maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En in Matteus se evangelie sê hy, Petrus het gevloek en gesê, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Nou ons sien nou hier, dat dit wat Jesus gesê het, kom hier tot vervulling. Voor die haan 'n 3de keer kraai, sal jy my 3 keer verloon. Maar kom ons stop net gou 'n storie vir 'n oombliekie, voordat ons met die storie aangaan. Kom ons fokus gou 'n oomblik op wat Petrus in hierdie gedeelte doen. So Petrus, sê die woord, het op 'n afstand agterna gekom. Hy was besorg oor Jesus gewees. Petrus was besorg oor wat hulle met Jesus gaan doen. Maar hy was ook, in daai besorgdheid van hom, was hy ook te bang gewees om met Jesus geassosieer te kan word. Sy vrees het hom op 'n afstand laat volg. En ek onthou, ek is matriek, en ek het so 'n paar weke terug, het ek my testimony gedeel oor hoe die Here my gered het uit hierdie leefstyl uit. Maar ek is in matriek daai tyd, en daar's 'n fight na skool. Maar dis ouetjies wat klaar uit die skool uit is, so ek is 18 jaar oud, dis 'n ouetjie wat 21 en 23 is, ek het eintlik niks met die hele storie uit te waai nie, dit was my vriende wat met 'n ander ouetjie moeilikheid gesoek het, en die ouetjie het toe nou die 2 ouens gebel, om nou te kom fight hier by die skool. En ek is toe nou op skool altyd die ou wat heel voorgestap het as daar 'n fight was, dan was ek heel eerste gewees, die Here het my regtig gered van dit, ek is nie meer daai ou nie. En ek onthou in daai oomblik, is my pelle saam met my, weet, ja, ons gaan nou hierdie ouens, ons gaan hulle uitsort. Maar eintlik in my hart het ek hierdie vrees, ek's bang. Ek dink, Here, asseblief, hierdie ouens is 21 en 23, hulle gaan vir my size maak. So eintlik het ek gegaan om die vrede te gaan bewaar, wat toe nou in 'n fight ontaard het. Maar, soos wat ek soontoe stap, toe ons begin wegstap daar, toe sit 'n hele groep, ek en 'n hele groep van my pelle. Maar soos wat ons nader aan hierdie ouens gekom het,
het hulle al hoe verder en verder en verder agter my geraak. Dat ek op 'n stadium agter my kyk en sien, my vriende is nou soos 'n paar meter agter my. Hulle het nou net saam met my weggetrek. Nou hierdie was vir Petrus, was hierdie presies so 'n oomblik gewees, waar hy was fighting fit. Ek meen hy het nou net 'n ou se oor afgekap, wat vir Jesus wou kom gevangene geneem het. So hy was fighting fit, hy was reg vir dit gewees, maar toe hy nou sien wat eintlik gaan gebeur, toe hy nou eintlik die groter realiteit in die oë staar, toe begin hy backpedal. En toe raak Petrus bang, en hy begin op 'n afstand te volg, want daai vrees het hom gemaak backpedal. En hoeveel keer het jy al in jou lewe gebackpedal, wanneer dit kom by die Here? Hoeveel keer het jy al langs 'n braaivleisvuur gestaan, en die manne en die vrouens praat en hulle sê, ons land het geen meer hoop nie. Daar's geen hoop vir hierdie land nie, daar's geen toekoms vir ons kinders nie, daar's nie meer 'n toekoms in hierdie land nie, en jy voel in jou hart, maar die Here is nog steeds in beheer. Jesus kan nog steeds hierdie land red. Jy voel dat jy ervaar dit in jou hart, maar jy sê niks nie, jy backpedal, want jy het half 'n vrees oor wat gaan hulle nou sê, en jy wil nou nie daai ou wees om nou die storie te interrupt nie. Hoeveel keer het jy al langs 'n braaivleisvuur gestaan en Jesus op daai manier verloon? Hoeveel keer het jy al in jou hart oortuig gevoel dat jy moet ophou kuierplekke toe gaan en gaan dronk word? Maar as daai een vriend of vriendin of boyfriend of girlfriend jou bel, dan backpedal jy so 'n bietjie in jou hart, weet jy die Here het al met jou gepraat en vir jou gesê, hou op, na kuierplekke toe gaan en dronk word, maar daai pel bel jou, en ewe skielik backpedal jy so 'n bietjie en jy sê nie vir hom, nee pel, ek kan nie meer nie, die Here het my oortuig in my hart. Hoeveel keer het jy al Jesus op daai manier verloon? Of as jy dalk tussen party mense is, dan sal jy 'n vloekwoordjie sê, net om die atmosfeer 'n bietjie ligter te maak, net dat hulle nie moet dink, jy's hoog heilig nie. Want ek onthou 'n stadium in my lewe, vroeg toe ek net tot bekering gekom het, hoe ek by mense gekom het, en dan vloek hulle, dan sê hulle, sorry, Colin is mos hier. Dat het my geplaat, dan sal ek ook 'n vloekwoordjie daar ingooi, net om te sê, nee man, weet, relax, ek's ook net mens. Maar ek het besef in my lewe, dat dit nie die regte manier is om te doen nie. Dit is eintlik presies wat Petrus gedoen het, ek is besig om Jesus te verloon wanneer ek dit doen. Ek backpedal so bietjie, wanneer ek dit doen, want die lig is veronderstel om die duister ongemaklik te maak. Dit is veronderstel om te gebeur, dit is nie iets slegs as mense, as jy Heilige Gees dra, en mense raak ongemaklik wanneer hulle sonde doen. Die mens moet nie ongemaklik raak nie, maar hulle sonde moet, want jy dra Heilige Gees in daai oomblik. So hoeveel keer het ons al Jesus verloon, omdat ons bang is, wat ander mense gaan sê, of omdat ons bang is, wat hulle van ons gaan sê? Hoeveel keer het ons al geweet, dat as ek en hierdie spesifieke persoon by mekaar kom, is dit altyd 'n geskinder. En wanneer daai persoon begin skinder, dit is net te lekker om saam te praat. Dis te lekker. Ek praat so lekker saam, ek wil nie dit stop nie. Hoeveel keer het ons onsself al op daai plek gekry? En dis nou net 'n paar voorbeelde van hoe ons, net soos Petrus, ook vir Jesus verloon. Want niks van hierdie goed kan jy doen met 'n skoon gewete. En as Jesus langs jou gestaan het in daai oomblik, hoe sou jy opgetree het? Ek praat in die week met Thys en ek share met hom my boodskap. Ek share met hom wat ek gaan deel vanaand. En hy sê vir my die dae toe hy nog nie Jesus regtig aanvaar het in sy lewe nie, was hy by 'n kuierplek gewees, en hy sê vir my, hy onthou hoe dat as hy daar ingegaan het, en hy daar binne gaan sit, en hy dronk geword, as hy daar uitkom, het hy gevoel, Jesus sit vir hom in die kar en wag, en sê, ja, ek wag vir jou, want hy het Jesus op 'n afstand probeer hou, as hy in sekere situasies was, en baie keer doen ons presies dieselfde, wanneer ons in sekere situasies kom, of wanneer ons tussen sekere mense kom, dan hou ons Jesus so bietjie op 'n afstand. Dan volg ons hom, ons wil hom volg, maar op 'n afstand. Ons wil nie regtig hê die mense moet weet, ons word met hom geassosieer nie. So ons hou hom maar op 'n afstand, op sekere goed in ons lewens. En ek weet nie wat dit is in jou lewe, waar jy Jesus op 'n afstand hou nie. Maar ek weet, dat jy self weet, waar dit is. Jy weet waar jy backpedal in die lewe, en waar jy Jesus verloon. Jy weet wat is daai omgewing, wie is daai mense, wat is daai situasies,
waar jy bietjie terug staan. En ek wil nou nie die een wees wat jy nou laat skuldig voel nie, dis glad nie my hart vanaand om jou enigstens te laat skuldig voel oor enigiets nie. Ek wil net hê ons moet 'n oomblik vat en bietjie dink daaroor. Nie in 'n skuldgevoel nie, maar net 'n bietjie dink aan die gevolge en aan dit wat ons doen in die lewe. Maar kom ons gaan nou eers 'n bietjie aan met ons storie, anders te gaan julle my dalk ken as die een wat julle laat skuldig voel, en is regtig nie my hart nie. So na Petrus, Jesus 3 keer verloon. Na Petrus 3 keer vir Jesus ontken, is daar 'n haan wat kraai. Presies net soos wat Jesus vir hom gesê het. Voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. En daai kom tot vervulling, daai gebeur. En Lukas 22 vers 62 sê vir ons wat daarna gebeur. Dit sê, die Here het omgedraai, nadat die haan gekraai het, nadat Petrus 'n laaste keer gevloek het, en gesê het, ek ken hom nie, jy weet nie waarvan jy praat nie, ek ken hierdie man nie. Na daai oomblik, het die Here omgedraai, en hy het vir Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by, dat die Here vir hom, wat die Here vir hom gesê het, voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. En die ou vertaling sê, en Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Nou hierdie woordjie geween is 'n woordjie wat vir ons beskryf 'n bitterlike, emosionele, 'n huil wat regtig jou hart breek. Dis nie net 'n huil nie, hierdie is 'n intense huil. En dis hoekom ek hou van hoe die ou vertaling dit sê, en Petrus het buitentoe gegaan, en hy het bitterlik geween. Want vat gou 'n oomblik, en imagine hierdie oomblik. Imagine die oomblik dat Petrus 'n vloekwoord uitspreek, wat hy vir daai girl voor haar vloek, net sodat hy nog minder met Jesus geassosieer moet word, dat hy 'n vloekwoord, en in daai oomblik kraai die haan, en Petrus kyk op, en hy kyk in die oë van Jesus. Imagine daai oomblik. Imagine wat dit in Petrus se hart doen, in daai oomblik. Imagine jou beste vriend, of vriendin, ewen jou man, of jou vrou, verraai jou, verloon jou. En in daai oomblik wat hulle dit doen, kyk jy vir hulle in die oë. Imagine daai oomblik, want dis hoe close Jesus met Petrus was. Petrus was een van Jesus se binnekring, een van Jesus se closeste 3. Petrus was een van die 3 disippels wat Jesus saam met hom gevat het, toe hy in sy verheerlikte liggaam op die berg bymekaar gekom het. Petrus was een van die disippels wat Jesus saam met hom gevat het as 'n vriend, om vir hom in te tree die aand voor sy kruisiging. Petrus was een van Jesus se closeste disippels gewees. So imagine daai oomblik van oogkontak tussen Jesus en Petrus. En ek kan nou al vir julle sê, dit moes seer wees. Dit moes 'n diep, hartseer oomblik gewees het. Nie net vir Jesus nie, maar ook vir Petrus. En dis hoekom hy uitgestorm het en bitterlik geween het. En hy het uitgestorm en bitterlik gaan ween daar buite, bitterlik gaan huil. Nie net omdat hy Jesus verloon het nie, maar ook as gevolg van sy trots. Hy was in daai oomblik, het Heilige Gees hom kom oortuig van sy sonde. Nie net van die sonde dat hy Jesus nou net 3 keer verloon het nie, maar van sy trots ook. Sy trots dat hy gesê het, Here, hierdie 12, hulle sal U verloon. Maar ek, al kos dit my lewe, ek sal U nooit, nimmer as te nooit, sal ek U verloon nie. Petrus was trots gewees. Hy het gedink, hy's groter as die game. Hy het gedink, hy het dit gemaak, he's arrived. Die ander 12, die ander 11, nee, daar's nog 'n kans dat hulle jou sal verloon, Jesus. Maar ek, wat Petrus is, never. En ek weet, ons sit hier vanaand, en ons is baie keer skuldig van daai selfde trots. Ons kyk na mense en ons sê, hoe kon hulle dit gedoen het? Ek sal dit nooit doen nie. Ek sal nooit doen dit wat daai persoon gedoen het nie. Ek sal dit nooit doen nie. Hoe kon hulle dit gedoen het? Baie keer sit ons hier, baie keer is ons in die lewe, en ons maak daai vergelyking, en ek wil vir julle vra vanaand, leer iets by Petrus. Leer iets uit hierdie storie van Petrus uit, dat jy nooit
groter is as die game nie. Bly nederig, want sonde het die geneigtheid om jou te kom byt wanneer jy die minste verwag en wanneer jy die trotste is. Daar's 'n spreekwoord wat sê, wanneer jy dink jy is op jou oulikste, dan sien jy jou agterkant die vinnigste. So pas op vir trots. Bly nederig. Bly nederig. En moenie soos Petrus kyk na die ander en sê, ek sal dit wat hulle gedoen het, nooit doen nie. Want as ek kyk na hierdie hele scenario, as ek kyk na hierdie hele storie, as ek kyk na die oogkontak oomblik tussen Petrus en Jesus, as ek luister, as ek lees van die geween, die ernstige huil wat Petrus gehuil het, kan ek 100% verstaan hoekom Jesus heel eerste aan Petrus verskyn het, voordat hy aan die ander 12 disippels verskyn het. Ek kan dit verstaan hoekom Jesus heel eerste aan Petrus, want hy het verstaan, hy het geweet, Petrus het TLC nodig, Petrus het bemoediging nodig. Dis nodig dat hy vinnig by Petrus moet uitkom, want Petrus is op 'n slegte plek. Hy het dit geweet, en dis hoekom hy dadelik, dringend by Petrus uitgekom het, sodat Petrus kan weet, hy is vergewe. Jesus het hom vergewe, en ek praat voor die diens, ons bid saam op 4 uur hier so by die kerk, en ek deel met Gert hulle, met die interns, deel ek my boodskap vanaand, en Gert vra vir my die volgende vraag, hy sê vir my, dink ek, dat Petrus sou dalk gaan selfmoord pleeg het, as Jesus nie vinnig genoeg by hom uitgekom het nie. En is nogals 'n interessante vraag, en is nogals iets waaroor ek dink. En ek wonder, of dit nie dalk ook die proses aangespoedig het nie, want Petrus het dalk so sleg gevoel in homself, oor dit wat hy aan Jesus gedoen het, oor sy trots, dat hy dalk sou gaan selfmoord pleeg het, as Jesus hom nie bemoedig het nie. Maar wat ek weet is, dat Petrus ernstig hartseer was in daai oomblik. En baie keer doen ons goed in die lewe, waaroor ons baie spyt is na die tyd. Waaroor Heilige Gees kom en hy kom oortuig ons van daai sonde wat ons doen, en ons het genade nodig. Ek wil vir jou sê, vanaand is nooit te laat nie, want net soos Jesus baie vinnig by Petrus uitgekom het, net so wil hy baie vinnig by jou ook uitkom. Want hy het geweet, Petrus het egte berou. Hy het dit gesien in Petrus se oë, dat daar is egte berou by Petrus. Die sonde wat Petrus gedoen het, breek sy hart. Jesus het dit gesien en Jesus het geweet, ek het nodig om vinnig by Petrus uit te kom. Want sy hart is stikkend oor die sonde wat hy aangevang het. En net so sal Jesus baie vinnig by jou uitkom vanaand. As jy met 'n opregte hart na hom toe kom en vir hom sê, Here, vergewe my. Here, vergewe my. En jy sit dalk hier vanaand met 'n stikkende hart, en Heilige Gees het iets aan jou openbaar vanaand, wat jy doen. Hy het dalk 'n sonde aan jou kom bewus maak vanaand, en het jou kom bewus maak, hoe dit jou wegdryf van die Here af. Dis nog nie te laat nie. Jy is nie die enigste een wat daardeur gaan nie. Die woord sê vir ons, dat almal van ons is skuldig. Almal van ons beroof God van die eer wat hom toekom. Almal, dis nie net jy nie. As Heilige Gees jou vanaand oortuig het van iets wat jy doen, wat nie in lyn staan met dit wat hy wil hê jy moet doen nie, wil ek vir jou sê, dis nie te laat om terug te kan draai na Jesus toe nie. Jy is nie die enigste een nie. Want elkeen van ons wat hier is vanaand, was al iewers in ons lewe 'n Petrus gewees. Dalk is die van ons vanaand wat nou in hierdie oomblik 'n Petrus is. En dalk is hier iemand hier vanaand wat nog in die toekoms 'n Petrus gaan wees. Maar elkeen van ons wat hier is skuldig. Romeine 3 vers 23 sê vir ons het immers almal gesondig, ons almal het God beroof van die eer wat hom toekom. Maar nou spreek God ons in sy genade vry, op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het. En dit sonder enige verdienste van ons hart. En as jy hier sit vanaand en jy voel soos 'n Petrus, tot en met hierdie punt van sy lewe, net voor Jesus aan hom verskyn het, voel jy dalk soos 'n Petrus vanaand, weet verseker, Jesus wil baie vinnig by jou uitkom, en jou vergewe, en jou nie net vergewe nie, hy wil jou nie net gesond maak, hy wil jou heel maak. Die Here is naby jou vanaand, en hy wag vir jou opregte berou. Hy wag vir die trane, soos die van Petrus. Jesus het nie gekom om 'n gesonde hart
gesond te maak. Die woord sê vir ons, die dokter, dan verwys hy na Jesus, het gekom om die siekes te genees, nie die gesondes nie. So as jou sonde nie jou hart breek nie, is daar nie 'n wond vir Jesus om te kan genees nie. Ek sien die prentjie van 'n hart met 'n sny in met steke op. As jou hart nie 'n sny kry deur die sonde wat jy doen nie, as jou sonde nie jou hart breek nie, is daar niks vir Jesus om te kan kom genees nie. En jy kan dalk hier sit vanaand en jy voel dalk 'n bietjie sleg oor jou sonde, of jy sê vir Jesus, Here, ek is jammer vir my sonde, maar dit breek nie jou hart nie, dan is daar niks vir Jesus om te kom regmaak nie. Ons harte het nodig om te breek vir die sonde wat ons doen, want die sonde wat ons doen beroof God van die eer wat hom toekom. Maar daai vers gaan aan, daai gedeelte gaan aan en dit sê maar nou spreek God ons vry in sy genade op grond van wat die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het. En dit sonder enigiets wat ons kon verdien het. Maar ons sonde het nodig om ons harte te breek. En na Petrus se egte berou en sy Jesus se vinnige ontmoeting by hom, verander Petrus se hele lewe. Na hierdie ontmoeting en 50 dae na Jesus opgestaan het uit die dood het, wat die Heilige Gees uitgestort is, verander Petrus se hele lewe. En hy gaan van hierdie persoon wat Jesus 3 keer verloon het, wat Jesus 3 keer verraai het, wat trots was, gedink het hy is beter as die res, hierdie selfde Petrus, en hy word die heel eerste in ons vandag se terme, hoe ek dit kan beskryf, hy word die heel eerste hoofpastoor van die kerk. Hy word die heel eerste hoofdominee, hoe ook al jy dit wil sien, word Petrus van die kerk, en ons lees die eerste halfte van die hele boek Handelinge, die hele eerste halfte van die boek Handelinge gaan oor Petrus en wat Petrus in die kerk gedoen. Hierdie selfde Petrus wat Jesus verloon het, hierdie selfde Petrus wat Jesus verraai het, kom Jesus en hy herstel hom. Hy kom maak hom weer heel en hy vat hom na plekke toe wat Petrus nie eens gedink het hy ooit sal kan gaan nie. En net so is dit moontlik vir my en jou vanaand. As jy kom met egte berou oor die sonde in jou lewe, as jy kom met egte berou oor dit wat jy weet jou weghou van die Here af, die kere wat jy gebackpedal het, as jy egte berou het daaroor, en jy kom vanaand na Jesus toe, kan hy jou vergewe vir dit. En hy kan jou vry maak, en hy kan jou heel maak, maar meer as net om jou heel te maak, kan hy jou gebruik ook, om net soos 'n Petrus, vir mense te bid en hulle kan genees word. Om net soos 'n Petrus, wanneer die kerk in 'n oproer is, 'n woord van wysheid te kan gee. Om net soos 'n Petrus na iemand toe te kan gaan en vir hulle te vertel van die evangelie van Christus en mense gee hulle harte vir die Here. As jy in egte berou voor die Here kom, maak hy jou nie net heel nie, hy genees jou nie net nie. Hy vat jou na plekke waar jy nie eens kan dink, droom, bid of vra nie. Hy kom kweek in jou calling, hy kom maak jou calling in jou wakker. En hy vat jou na daai plekke toe. Hy genees jou. En ek gaan die ouens vra wat die nagmaal moet regkry om solank vir ons die nagmaal te gaan regkry. En ek wil afsluit vanaand terwyl hulle besig is om gou die nagmaal reg te kry met dieselfde vers as waarmee ek begin het. 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 5. Dit sê: die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12. En ons gaan vanaand die nagmaal gebruik om onsself te herinner dat die belangrikste van alles is dat Jesus Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. So maak nie saak hoe groot jou sonde in jou lewe lyk nie. Maak nie saak hoe groot jou sonde voel nie. Jesus het gesterf sodat jou sonde vergewe kan word. Hy het heel eers aan Petrus verskyn en daarna aan die ander. Want Petrus sy wonde op sy hart as gevolg van die sonde wat hy gedoen het, as gevolg van die feit dat hy Jesus verloon het, as gevolg van elke keer wat hy gebackpedal het, daai wonde was groot geweest. Jesus het geweet hy het nodig om vinnig by Petrus uit te kom. En as ons die nagmaal gebruik vanaand, wil ek jou vra om daai vergifnis te sal aanvaar wat Jesus vir ons aan die kruis gekry het.
Aanvaar dit vanaand, want God wil jou ook kragtig gebruik, soos wat hy vir Petrus gebruik het. Hy wil jou ook gebruik om mense van homself te vertel. Hy wil jou ook gebruik om hoë hoogtes te bereik vir sy koninkryk, tot eer en verheerliking van sy naam. En ek julle vra om julle oë te sluit vir 'n oomblik. Jesus, dankie. Dat maak nie saak hoe groot die sonde is nie. Dit maak nie saak of ons u verloon het, of ons u verraai het op pad hiernatoe nie. Here, as ons harte in opregtheid breek vir dit wat ons doen wat u nie eer nie, weet ek dat daar vir ons genesing is, dat daar vir ons vergifnis is. So Vader, ek bid dat niemand hier sal uitstap vanaand en dink, hulle is te ver af nie, die Here kan my nie vergewe nie. Here, ek bid dat ons u vergifnis sal ontvang vanaand, dat ons sal ontvang dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Here, dat ons sal weet, u bloed was genoeg gewees. U bloed is nog steeds genoeg. So Here, ek bid dat ons, soos 'n Petrus, u genesing sal ontvang ook vanaand. Here, en ek bid dat u, soos u heel eerste aan Petrus verskyn het, ook aan elkeen wat nodig het, dat u baie vinnig aan hulle moet verskyn, en hulle heel te maak, dat u ook aan elkeen van hulle sal verskyn vanaand. Here, dat u die harte sal genees, Heilige Gees, en dat u aan elkeen die krag sal gee, wat nodig is, om verby daai sonde te kan kom, om oor daai sonde te kan kom, en u vryspraak te kan aanvaar in ons lewens. So die aand voor Jesus gekruisig is, sê Matteus 26, vers 26 tot 28, en terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. En ons gaan nagmaal saam gebruik vanaand. Maar ek wil jou vra, dat voor jy hierdie broodjie eet, voordat jy van hierdie sap drink vanaand, dat jy vir 'n oomblik net in jou hart in sal kyk, en as daar iemand is wat jy nodig het om te vergewe, dat jy daai persoon sal vergewe. As jy nodig het om jouself te vergewe, dat jy jouself sal vergewe. As jy weet dat daar iemand is wat iets teen jou het, dat jy hulle hierna, na hierdie diens, sal bel en vra dat hulle jou sal vergewe. So Jesus, dankie dat ons onsself kan herinner vanaand dat u liggaam gebreek het. Here, u woord sê dat u liggaam is gebreek vir ons genesing ook. So Vader, ek bid dat as hier iemand is wat genesing nodig het vanaand, Here, dat hulle ook genesing sal ontvang. Maar Jesus, dankie dat u liggaam vir ons gebreek is en dat ons nou hierdie broodjie kan eet om onsself te herinner dat u liggaam vir ons gebreek het.
Here, en dankie dat ons, soos ons hierdie druiwesap ook nou gaan drink, Here, onsself kan herinner dat U bloed gestort is tot vergewing van ons sondes. So Here, dankie dat as ons hierdie nagmaal sap gaan drink vanaand, Here, ons onsself kan herinner ook dat ons sondes vergewe word as gevolg van dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Vader, dankie. Here, dankie dat ons net kan weet dat U woord ook vir ons sê, niks kan ons skei van U liefde nie. Nie dood nie, nie lewe nie, nie sonde nie. Here, daar's niks wat ons kan skei van die liefde wat ons het in Christus Jesus nie. En Here, ons kan die nagmaal herdenk vanaand, ons kan die nagmaal saam gebruik vanaand om onsself te herinner dat ons 'n deel het aan U, omdat U vir ons aan die kruis gesterf het. Here, dat geen sonde ons kan weerhou van U liefde vir ons nie. En dat ons kan weet, ons kan hier uitstap vanaand met 'n oortuiging in ons harte dat dieselfde Jesus wat vir Petrus ontmoet het, ook vir ons kan ontmoet. Ook ons sondes kan vergewe. Ook daai stikkende plekke wat ons sondes in ons lewens gemaak het, te kan kom herstel en te kan gebruik sodat ons U kan eer, sodat ons U kan verheerlik in ons lewens. Here, ek bid dat U ons regtig die krag sal gee om nie te sal backpedal nie. Here, dat ons U nie sal verloon nie. Maar dat as ons in gesprekke kom waar ons voel op ons harte, ons het nodig om vir hierdie persoon te sê, daar is hoop vir ons land. Daar is hoop vir ons kinders se toekoms. En sy naam is Jesus. Waar ons op 'n plek sal kom waar ons U nie sal verloon en U eenkant in die kar los, terwyl ons gou binne toe gaan dronk word en terugkom en U dan weer in die kar wil kry nie. Here, dat ons U nie sal op 'n afstand hou nie. Ek bid, Here, dat U ons die krag sal gee daarvoor. Ek bid dat U ons die vermoë sal gee om dit reg te kry. Maar Here, dankie dat ek kan bid in vertroue dat U elke opregte hart raak sien vanaand en dat U dit sal genees en dat U ons sal gebruik. So Vader, dankie dat ons onsself kan herinner daaraan, dat ons onsself kon herinner daaraan, deur die nagmaal ook saam te gaan gebruik. Ek loof en ek eer U vir die liggaam van Christus en die bloed van Jesus. Dankie, Vader, in Jesus se naam. Amen. Hierdie boodskap het ons aanlyn gelaai vandag, want ons glo dit het die vermoë om jou lewe te kan verander en om jou nader aan Jesus te bring. En jy weet op jou sosiale media platform, waar ook al jy hierdie kyk, dalk is dit op Facebook, dalk kyk jy dit op YouTube, waar ook al jy dit kyk, wil jy nie ons 'n guns doen en hierdie share nie. Ons glo daar's mense daar buite wat dalk nie met ons bekend is of met die boodskap van Jesus bekend is nie. En as jy hierdie deel, kan dit 'n impak in hulle lewens maak. So like, comment en share. Dit help ons om die goeie nuus van Jesus Christus daar buite te kry. Ons sien uit om volgende week weer saam met jou te kuier en baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het.